Daar's 'n tipe stilte wat nie leeg is nie. Dis nie 'n stilte van afwesigheid nie, maar 'n ander soort stilte. 'n Stilte wat aan jou vreet, 'n stilte wat vol is, 'n stilte wat swanger is met woorde wat nooit gesê word nie. Dis 'n stilte vol vrae sonder antwoorde, vol verlange, vol gemis. Dis 'n stilte waarbinne stemme fluister. Nie harde stemme van mense van buite af nie, maar daardie sagte fluistering van herinnering, van pyn, van hoop, van kritiek en selfs van God. Wanneer jy in die oggend wakker word en jou huis is stil, maar jou kop is vol. Vol gedagtes oor wat was, wat dalk wag, wat dalk nooit gaan wees nie. Dan is jy midde in daardie stilte, maar jy is vol stemme. Dis dalk die stilte na 'n moeilike gesprek, of die stilte langs 'n graf, of die stilte voor jy 'n groot besluit moet maak. Dis daardie ongemaklike stil oomblikke waar alles binne in jou praat, maar niemand buite jou hoor iets nie. En tog, dis juist daar waar God dikwels met jou praat. Elia het dit beleef op die berg Horeb. Hy het God gesoek, staan daar in die aardbewing en die vuur, maar dan kom daar 'n fluistering en 'n sagte windstilte. En daar was God teenwoordig. 1 Konings 19 vers 12. In Hebreëus staan daar eintlik letterlik 'n stem van dun stilte. Ons wil baie keer God hoor in die spektakel, in wonderwerke, in antwoorde, in tekens. Maar dikwels praat hy in daardie ongemaklike stiltes van ons lewens. Nie met harde woorde nie, maar met 'n teenwoordigheid wat sag, maar seker is. En dis eintlik 'n paradoks. Stilte wat praat. Stilte wat stemme dra. Stilte wat sê, ek is hier. Ek het jou nie vergeet nie. Ek hoor jou al praat jy nie hardop nie. Miskien is die uitdaging vandag nie om God se stem harder te hoor nie, maar om ons eie wêreld stiller te maak. Soms praat God nie bo die geraas uit nie, maar juist deur dit stil te maak. Hier's 'n paar vrae wat jy dalk kan oordink vandag. Wat sê die stilte vir jou op hierdie oomblik? Watter stemme dra jou in jou stiltes? Is dit stemme van skuld, vrees, verlange, hoop, kritiek? Watter stem van God het jy dalk al gehoor toe jy uiteindelik stil geword het? En watter stem probeer jy dalk stil hou in jou lewe? Kom ons bid saam. Here, U weet hoe vol ons lewens soms van stemme is. In ons stilte is daar eintlik 'n magdom van stemme wat met ons praat. Ons stiltes is dikwels swanger met woorde wat nooit gesê word nie. Stemme van hartseer, stemme van eensaamheid, stemme van skuld, stemme van onsekerheid. Partykeer net stemme van alleenheid. Heer, wil U gee dat ons te midde van daardie stemme en daardie stilte van ons wat so vol is, ons U stilte kan hoor. 'n Gewyde stilte wat aan ons 'n rustigheid gee, 'n teenwoordigheid gee van U. Wil U gee dat ons in daardie stiltes met die stemme U teenwoordigheid sal ervaar. 'n Teenwoordigheid wat dit rustig maak in ons, teenwoordigheid wat vir ons wysheid gee. 'n Teenwoordigheid wat ons lei deur U Gees. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk is daar iemand wat tussen al die stemme van die wêreld net vir 'n oomblik daai stilte kan beleef en net iets ervaar van God se teenwoordigheid te midde van stemme in stilte. Tot 'n volgende keer.